My hande hef ek op na U. Ek loof U naam en buig voor U, want U is hier, die koning van my hart. Goeiedag geliefdes, ons leer hierdie week by Jesus hoe om God lief te hê, wat die inhoud daarvan is. En ek het nou die oggend vir julle gesê, hierdie gedeelte in Matteus 22 waar hy hierdie liefde beskryf, kom uit Deuteronomium 6 al, en vanmôre lees ek saam met julle Deuteronomium 6 hier van vers 4 tot vers 9. Luister Israel, die Here ons God, hy is die enigste Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en siel en met al jou krag. Hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat as jy in jou huis is en as jy op pad is en as jy gaan slaap en as jy opstaan. Jy moet dit as herinneringstekens vasbind aan jou hande en dit moet 'n merk op jou voorkop wees. Skryf dit op jou deurkosyne en op jou stadspoorte. Ons het gister gesels oor om die Here lief te hê met jou hele hart, en nou kom ons by die tweede ding wat Jesus sê, hy sê met jou hele siel. Hier is 'n moeilike ding om te verstaan, want wat op aarde is 'n siel dan nou eintlik? Daar is baie antwoorde, party ouens het maklike handboek antwoordjies, ander antwoorde is bietjie moeiliker. Maar het is baie interessant dat die oorspronklike Hebreëse woord vir siel is nefesh, wat eintlik maar beteken keel. So daardie plek van die liggaam waardeur alles in die mens ingaan, wat bepaal hoe gesond of hoe sterk 'n mens is. En as jy in die Ou Testament gaan lees, wanneer daar gepraat word van siel, dan is dit nie een of ander deeltjie van jou wat geestelik rondsweef, of net 'n iets is, 'n onaantastbare iets nie. Wanneer die Ou Testament praat van 'n siel, dan praat hy van 'n mens. In Psalm 119 vers 175 byvoorbeeld, in die meeste vertalings wat ons het staan daar, dat die Here hom moet red. In die oorspronklike staan daar, Here red my nefesh, red my siel. En daarmee bedoel die digter, my hele self. En dit is wat siel beteken. Die hele self. Dit is fisies, dit is geestelik, dit is denke, dit is emosies, dit is alles wat jy is, van die kleinste deeltjie van jou DNA, tot die grootste ding van jou wat kan gesien word, jou hele liggaam. Dit is wat siel beteken. So dis die algemene mens, die hele mens, ook die fisiese mens. En dis wat Jesus kom bedoel, wanneer hy in die Nuwe Testament, die Ou Testament aanhaal en sê, jy moet God lief hê. Hy sê, jy moet God lief hê, met elke greintjie van jou mens wees. Ek het 'n vertaling van siel gelees in Engels wat sê, it's the life force. Ja, dit is dit. Met ander woorde, die hele wese, maar is baie meer as dit. Dis nie net, want siel is nie net 'n force nie. Siel is nie iets wat agterbly wanneer die liggaam doodgaan nie. Alles is siel. En die Here sê, hê my lief. Daarmee, met alles daarvan. Daar kan nie 'n stukkie van ons apart gesit word, wat nie lief het nie. Want dan het ons nie lief nie. As ons die geestelike uitsluit, of die emosionele uitsluit, of een of ander iets van die fisiese uitsluit, dan het ons nie agape lief nie. So wat moet ons doen? Wanneer dit gaan oor agape lief hê, gaan dit daaroor om bereid te wees, om in elke greintjie in my diepste DNA op te offer vir God. Dan het ons hom lief, met ons hele siel. Mag ons dit dan ook so doen. Shalom. My hande